Ons almal beleef daai tye in ons lewens op verskillende maniere. Partykeer is daai tye die goed wat om jou gebeur, ander keer is daai tye die goed wat binne in jou gebeur. Partykeer is daai tye die goed wat na jou kant toe kom en dit het 'n invloed op jou gees, op jou denke en op die manier wat jy lewe en die hartseer is dat so baie van ons mense verloor hulle, amper wil ek die Engels, laat ek dit nou maar gebruik, jou mojo van vorentoe beweeg omdat jy deur daai tye gaan en is dan wanneer baie mense half losraak van die liggaam of losraak van dit wat God in hulle lewens wil doen. Ons dink baie keer omdat ons verkeerd geprogrammeer is dat daai tye is iets wat God aan ons doen. En ek wil vanmôre met jou praat oor om dankbaar te bly in daai tye as die bottom line van verhouding met God, van journey saam met God. En dan kom die vraag in 'n mens se hart op, nou hoe bly 'n mens dankbaar in donker tye? Hoe bly 'n mens se kop bymekaar en jou hart bymekaar in donker tye, want ons almal beleef dit, daar is geen mens wat dit vrygespreek is nie. Polities is dit rof, ekonomies is dit regtig baie rof en families is onder druk. As ek luister na mense dan beleef ons mense druk by werke, in besighede. Dit klink altyd so negatief want dit is amper alwaaroor mense deesdae praat. En dan's die nuus, sosiale media, hou dit in jou gesig. Jy weet die droogte, die gebeure wat rondom dit plaasvind. Daar's altyd goed wat net gebeur. Dit herinner my aan 'n oom wat altyd dankbaar was en dit het mense geïrriteer in sy dorp want as hulle hom by die koöperasie kry en hulle vra vir hom, hoe gaan dit met jou, dan sê hy is dankbaar. En dan dink jy ouens, dis net onmoontlik want verstaan hy hoe moeilik dit is met die werkers en verstaan hy hoe moeilik dit is met die droogte en dan vra hulle hom weer, hoe gaan dit met jou, dan sê hy is dankbaar. En in die middel van die droogte wat hy beleef het, toe kom daar 'n geweldige veldbrand en dit brand sy skure en sy huis af en alles. En die jong manne praat toe by die koöperasie met mekaar, hulle sê vanmôre gaan hulle hierdie oom kry, want hy kan nie vandag dankbaar wees nie, dis net onmoontlik. En toe hulle by hom kom, hulle sê vir hom, oom, en hoe gaan dit vandag? Hy sê hy is dankbaar. Hulle sê, dis onmoontlik, alles het afgebrand, hoe kan jy dankbaar wees? Hy sê, ek is dankbaar, dis vandag nie, gister nie, en is 'n nuwe dag vir 'n geleentheid in my lewe. Jy sien, 'n mens se fokus bepaal jou lewe. Jou fokus bepaal waarheen jy stap en hoe jy leef en wat in jou gemoed aangaan en hoe jy na die lewe kyk. En dan kom Paulus en hy sê iets radikaal. Paulus kom in 1 Tessalonisense 5 vers 18, hy sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar. Dit klink crazy, want wat ek beleef, wat van die realiteit is Christene dan superwesens, dat hulle vrygespreek word van die realiteit wat hulle beleef, van die teleurstellings wat hulle beleef, dan is die kern wat jy vandag moet huis toe vat, jy's in alles dankbaar, nie vir alles dankbaar nie. Dis die realiteit. Ek is in alles dankbaar. Hoekom nooit vir alles nie? Want die kondisie van my hart, my dankbaarheid bepaal my herstel in donker tye. As ek vir alles vashou en in alles vashou wat my lewe gebeur, word dit my blyplek en ek gaan later meer daaroor sê. Dan word 'n leerstelling die kern van my uitgangspunt en dan kan ek nie dankbaar wees vir die mooi goed om my nie. En ek wil jou challenge vandag, dat donker gesprekke maak jou siel dood. Vanmôre wil ek jou uitdaag rondom dit, om daarop te let, dat jy sal ophou om donker gesprekke in jou lewe te hê. Mense reken in hierdie tyd wat ek deur is in my lyf, dat ek is half ongeskik, want ek wil nie die hele tyd praat oor waar ek was nie. Ek het nie nodig om oor te praat nie. Ek het nie nodig om daarby vasstaak nie. Waar ek nou is ek wil vorentoe beweeg en ek wil aangaan met die gemeente en ek wil die gemeente na nuwe hoogtes toe vat en God vertrou vir wonderlike deurbrake in mense se lewens. En ons maak baie keer van donker tye ons blyplek. Baie van ons het dit ons blyplek gemaak. Dis waar jou denke is. Dis hoe jy na die lewe kyk, want as jy dit jou blyplek maak, word alles om jou donker. En ons kan dit nie toelaat nie. En vandag wil ek so oor 5 dinge praat waarop ons geestelik
moet fokus. En die eerste ene waaroor ek met jou wil praat van die 5 is dankbaar vir God se genade. En ek dink is belangrik dat ons daaroor sal praat wanneer ons praat oor God se genade, want wat is God se genade? God se genade is nie net 'n kaartjie om jou hemel toe te vat nie. God se genade is nie om jou net te maak dat jy die hel sal vryspring nie. Dit is sy liefde, sy ontferming wat my omvou en my bedek in donker tye en my gee wat ek nie verdien nie, selfs al verdien ek die slegte. Dis God se genade. En ek en jy is gered deur God se genade omdat hy 'n plan met ons het en 'n plan vir ons het en God se genade verander die gang van ons lewens. Dit verander die manier wat ek en jy deur die lewe loop. Dit verander die uitkyk op die lewe. God se genade maak dat wanneer alles afbrand, staan jy op en jy sê, dis 'n nuwe dag. God is by my en hy dra my en ek bly nie waar ek was nie. Die probleem is dat te veel van ons het vasgehak by teleurstellings, seer, mislukkings, dinge wat aan ons gedoen is en ons mis die openbaring van God se genade elke dag in ons lewens. Dit verander die uitkyk van my lewe. Ek weet daar's storms. Ek weet daar's teleurstellings. Ek weet daar's donker dae, ek weet daar's hartaanvalle. Ek weet daar's teleurstellings, ek weet daar's mense wat jou teleurstel. Maar die psalmis skryf dit, Dawid skryf in Psalm 103 vanaf vers 2 en ek het net sulke snitte uitgehaal in die Living Bible. Hy sê, I will not forget the glorious things God does for me. Daar is een ding wat ek en jy vandag kan doen, hoe stap ek in dankbaarheid deur donker tye is, let's start remembering the glorious deeds God did for us. Elke ene van ons wat hier sit, as dit donker raak en dit omvou jou hele wêreld, dan sê jy alles is sleg, maar elkeen wat hier sit kan vandag sê, God se genade was al sigbaar iewers in my lewe. Amen. En dis wat Dawid doen. Hy sê, he forgave all my sins. Weet jy wat? Al het ons niks om voor dankbaar te wees, teoreties nie, is net die gedagte dat God al my sonde vergewe het, and he heals me, and he ransoms me from hell, is 'n rede dat ek en jy vanmôre, ten spyte van wat ons sien, wat ons ervaar, op ons voete kan staan en sê, die Here is groot en aan hom behoort die eer, die lof en die dankbaarheid van my hart. Hy sê, he surrounds me with love and he fills my life with good things. Weet jy wat, ons is baie keer so bland as gevolg van ons fokus in die lewe om die donker kant te wil raak sien en die bedreiging en die kwaad in ander mense en die kwaad in motiewe en dat jy mis die blessings van die lewe. Weet jy wat? God se hande is baie keer iemand anders wat net vir jou sê ek is lief vir jou, byt vas. God se hart, sy openbaring van sy hart in jou is baie keer 'n koppie koffie, 'n koppie tee, iemand se hand op jou skouer, iemand wat vir jou sê byt vas, iemand wat saam met jou wil stap. He surrounds me with love and he fills my life with good things. He is merciful and tender towards those who don't deserve it. En dan in die oorspronklike teks is daar die ou verwysing wat sê en hy slow to anger en ons weet dat in die genade verbond is God nie kwaad nie en hy's nie besig om enigiets kwaad aan ons te doen nie en vanmôre wil ek hê jy moet daaraan vashou. God is nie kwaad vir jou nie. Die donker goed wat jy beleef is baie keer self-inflicted. Is baie keer die vyand wat op storms op jou afkom. Is baie keer omdat ons van donker plekke ons blyplek gemaak het. Omdat ons dwaas is om daarin te wil bly. En dan hierdie amazing stuk genade, he never bears a grudge. He has not punished us as we deserve for our sins. As jy vanmôre notas maak, wil jy dit nie omring nie. God has never punished me. God het jou nie gestraf nie. Ons het spreekwoorde wat ons volg en wat ons op sosiale media highlight en sê dan en ek hoor mense sê, weet jy wat, die Here het dit oor my gebring. Dit is die Here se wil dat iemand moet doodgaan of die Here se wil dat ek my werk moet verloor. Nee, 1000 maal nee.
God straf ons nie. God bring nie 'n slegte ding oor jou nie. Ja, in slegte tye sal hy dit gebruik en omdraai as 'n positiewe lied tot eer van sy naam, maar dis nie God nie. God does not punish, want dan sê ons dat Jesaja nie waar is nie, dat hy vir ons vrede bring deurdat hy die straf op Christus geplaas het. Sê vir jouself, God straf my nie. En dis belangrik dat jy dit in jou hart sal laat weer klink, God straf my nie. En dit is nie in daai oomblik wanneer ek besef God straf my nie, God se genade is oor my, verander dit my lewe in die lied van my hart. En dis belangrik dat die lied van ons harte sal begin verander. Ek spot baie met daai ou gereformeerde sang wat hulle partykeer in die kerk jare terug gesing het, uit dieptes gans verlore en redding ver hier vandaan. Jy weet, al die wiele val af en die plante gaan dood en ag Here, mag dit nooit jou vertrekpunt wees nie. Ons vertrekpunt is nie uit dieptes gans verlore en redding ver hier vandaan nie. Ons vertrekpunt is die Here is my genadig. Die Here se liefde omvou my en hy beskerm my van die kwaad wat my moes aangedoen word omdat ek dalk verkeerd was. Hy verander die lied van my hart soveel so dat dit 'n versekering hier binne in my is. Is 'n versekering hier binne in my, blye versekering, blessed assurance. Jesus is mine. En ek wil jou vra terwyl Jason dit vir ons lei, neer dit saam. Sing dit saam. Maar maak dit vanmôre vas in jou hart, hierdie versekering. God se genade is oor my lewe aktief in hierdie oomblik. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born in His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my
As die lied in jou hart vas is, as die lied in jou hart 'n blye versekering is en 'n ding is wat jy as 'n fondasie gebruik waarop jy jou lewe bou en jou journey bou, dan verstaan jy daar gebeur goed om jou en dan is ek dankbaar in daardie tyd vir God se plan in my lewe. God het 'n plan met my lewe. Nou baie mense soek hulle hele lewe lank na God se plan in hulle lewens en hulle gaan sit op vreeslike plekke en wil vreeslike openbaring sê en ons wil baie keer hê dat die plan vir my lewe is, moet ek 'n dokter wees of moet ek 'n straatveer wees, moet ek dit doen of moet ek dat doen? Dis nie die plan nie en ek gaan nou meer daaroor praat. Daar is keuses wat ons maak. Dis lewenskeuses wat se beroep jy gaan volg, wat se rigting jy in jou lewe gaan stap. Dis 'n lewenskeuse met wie jy trou. Dis 'n lewenskeuse wat se besigheid jy begin. Ja, jy kan God innooi, maar dis lewenskeuses en ons het mislukkings baie keer daarin en dan gee ons God die skuld daarvoor. Dit het al so baie in my lewe gebeur. Dink die laaste jaar of 2 was 'n taai jaar in my bediening gewees. Die laaste paar jaar vandat ons uit die tent oorspronklik by Erosat gekom het, die teleurstellings van die grond van transaksies, 3 transaksies wat nie heeltemal gerealiseer het nie, en dan in ons land hier en die goed wat gebeur het rondom dit, ons op die grond is in die wind na die eerste week waar die tent weggewaai het en ons enorme skade beleef het en beloftes wat mense gemaak het. Mense het beloof hulle gaan vir my soveel skeepsvraghouers gee en mense het beloof hulle gaan baie goed doen en baie van daai goed het nie gerealiseer nie. Baie. Maar weet jy wat? God bly getrou. En God bly getrou aan sy plan vir jou lewe. En ons moet ophou om die negatiewe goed ons blyplek te maak, want God is daar met 'n plan in ons lewens. Luister wat sê Jeremia 29 en ek wil hê laat ons hom versie vir versie sal vat. God sê ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan vir julle voorspoed, nie teëspoed nie. Dis God se plan vir ons. God se plan vir ons is voorspoed, maar nou sê jy, maar Dani, daar het soveel goed gebeur. Die Here sê jy moet verstaan, daar is 'n plan wat ek het en dan is daar 'n wêreld en 'n lewe en keuses wat jy maak en aanslae van die vyand, maar dit verander nie aan my plan nie. En dis 'n kernding wat ons in ons denke moet vasmaak. Die goed wat in ons lewens gebeur het, verander nie aan God se plan nie. Hy sê ek wil hê dat jy hoop vir die toekoms moet hê. Ek wil jou vanmôre uitdaag dat as daar slegte goed in jou lewe gebeur het en as jy op die oomblik in jou lewe op 'n plek is waar slegte goed vir jou 'n groter realiteit as goeie goed is, wil ek vanmôre vir jou vra, maak oop dat die Heilige Gees in jou hart kan inpraat en vir jou sê, ek wil vir jou hoop bring, daar is en bly altyd 'n toekoms in Christus. Daar's altyd 'n toekoms. Hoor wat sê hy na aanleiding van sy plan. Dis hoe committed die Here aan sy plan is. Hy sê, julle sal na my roep en kom bid. Met ander woorde, wanneer die plan die mekaar raak en wanneer daar pyn is en wanneer daar vrae is en wanneer daar wanhoop is, dan sê hy, julle sal na my roep en kom bid en ek sal na julle luister, sê die Here. So in dit waar jy vanmôre is, kan jy net God praat en hy sal na jou luister en hy sal terug met jou praat en ek sal na julle luister en ek sal, as julle heelhartig na my soek, sal julle my vind en julle sal my toeganklik vind, sê die Here. En ek wil vanmôre jy moet dit hoor. Moenie dat die plan maak dat jy of dat die krisis raak dat jy begin dink God se plan is verydel nie. As die krisis 'n afsnypunt in jou lewe word in jou denke, is jy in moeilikheid. As 'n teleurstelling, dis nou dit nie uitgewerk nie, nou is dit. As dit word, is jy in die moeilikheid emosioneel en geestelik. In daai tyd, wanneer die vrae roep en die emosies te mekaar is en jy roep na God en jy soek na God, sê hy praat met my. Hou op weghardloop, praat met my. Hou op om dit op ander plekke en in ander dinge te gaan soek, want baie keer dan wil ons die antwoorde kry in iemand of in iets of in, jy weet, as ek daarom net nou dit 'n goeie vakansie kan kry, nee, praat met God.
Nooi God in, hy gaan met jou praat en hy's toeganklik. Dis die amazing deel dat in hierdie storms dink ons baie keer God het my verlaat, terwyl God sê, praat net met my, ek wag vir jou, ek is toeganklik, ek wil my hart aan jou openbaar. Ek is dankbaar vir God se plan met my. Ek is dankbaar dat God nooit kwit op sy plan met my, al gaan dit hoe rof in my lewe nie. En weet wat is die amazing deel van genade? Genade vat ons altyd terug na God se plan toe. Jy het afdraaipaaie gevat, jy het dilemmas in jou lewe beleef, jy het afsnypunte dalk in jou lewe vasgemaak. Jy het dalk gedink dit is die einde van 'n saak. God sê nee, jy verstaan nie my genade nie. Niks is verby my genade of beyond my grace. God kom en hy vat deur sy genade ons altyd terug na sy plan toe. En as daar by jou gesteel is in die proses, herstel God. En as daar stikkend is, kom God en hy maak heel en hy maak nuut. En dit wat vermors is, het God die vermoë om te vat en iets mooi daarvan te maak. Genade maak altyd heel en maak dat dit spesiaal in jou lewe kan uitwerk. Dis nie God se plan dat jy in 'n ongeluk moet wees nie, glad nie. Maar partykeer sal selfs 'n ongeluk so mooi uitwerk dat jy sal dink, maar dalk was die Here, die Here was daar en hy was in die heelmaak en in die mooi maak proses. Hy was nie daar om dit aan jou te doen nie. En dis belangrik. Dis nie God se wil dat slegte goed met jou gebeur nie, dis nie sy plan nie. Maar God maak die stukkend so mooi dat ek en jy 'n lied in ons hart weer kry en weer hoop in ons lewens kry. En hy kom in hierdie gebroke wêreld en hy omvou jou. Hy kom in hierdie gebroke wêreld en hy hou jou vas en ek is vanmôre dankbaar vir God se planne in my lewe. Al het ek verkeerde keuses al gemaak, al het ek verkeerde besluite gemaak, al het ek in teorie in myself uit die plan geblaas, kom God en hy bring dit net op 'n manier bymekaar dat jy dink dit is die wil van God. Ek glo God kan die seer wat jy vanmôre beleef of die teleurstelling wat jy vanmôre beleef of die vrae wat jy vanmôre beleef, kan God vanmôre in een oomblik begin by betrokke raak en begin gebruik om jou by die mooi van sy plan in jou lewe uit te bring. Daar's niks, hoor dit vanmôre, daar's niks wat in jou lewe gebeur het wat buite God se krag en sy hand en sy genade is. Ek kan dankbaar wees, want ek weet dat God se genade is aan my bewys en ek is dankbaar vir die goeie planne wat God vir my het. Ek is dankbaar vir die goeie planne wat God vir my het. Eerste punt, ek is dankbaar vir God se genade. Tweede punt, ek is dankbaar dat God by my bly en sy plan sal uitvoer. En die derde punt is, God is altyd by my. Dis belangrik, ons is nooit verlate nie. Ek dink een van die goed wat mense die meeste by vashak is dat God het jou verlaat of dat jy alleen is. Terwyl ek in die hospitaal gelê het, was daar 'n dame langs my, ek het haar innig jammer gekry, sy was baie moeilik, ek het die personeel meer jammer gekry. As ek van die personeel was, sou ek al gehelp het met 'n lekker inspuiting of iets, ek weet nie. Sy was moeilik en nou word ek saam met die personeel, kry ek so jammer, want dit word net rasgoed en ek het naderhand vir hulle gesê, ek sal opstaan vir julle, maar toe besef ek, hierdie tannie verstaan nie God se hart en sy genade nie. As jy 'n bitter mens is jy bitter teenoor mense om jou, en dan is jy nie 'n lekker mens om te wees. En dan wonder jy waar's God, en die oomblik wanneer jy wonder waar God is, tree daar 'n denkpatroon van verlatenheid in jou in, en die oomblik wat verlatenheid inkom, kan dit jou heeltemal op 'n verkeerde trek vat. Dit kan maak dat jy na verkeerde goed gryp om verlatenheid te vul. Dit kan maak dat jy jou verwagting in iets of in iemand plaas om hierdie verlatenheid wat jy beleef te vul, terwyl die waarheid is, en dis waarmee ons denke moet vul in taai tye, is dat God het my nie verlaat nie.
Hy is by my, hy is altyd by my. Daai spreekwoord, julle weet hoeveel keer ek dit in hierdie gemeente al gesê het, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Dis vir jou 'n klise totdat jy deur 'n dal van doodskaduwee gaan en dit dan vir jou in jou hart hierdie groot werklikheid word. Dis okay, ek kan maar gaan. Die Here is by my. Ek is nie alleen in dit waar ek is nie. En dit het ek beleef. Luister wat sê Hebreërs 13 vers 5 sê. Hy sê ek sal jou nie los nie en ek sal jou nie in die steek laat nie. Ons kom en ons beweeg vanuit God het my verlaat. Hy sê ek sal jou nie los nie. Ek is committed aan my plan, ek is committed aan my genade wat ek in jou lewe uitgestort het. En dan wil ek vir jou by sê, wanneer hy sê ek sal jou nie los nie en ek sal jou nie in die steek laat nie, is daar nie fine print onderaan nie. Daar's nie die fine print van jy moes alles reg gekry het, jy mag nooit 'n foutjie gemaak het nie. Daar's nie die fine print van ek is liewer vir iemand anders as vir jou nie. Daar's geen fine print nie. Nooit by God beteken nooit. Dis 'n persepsie wat die kerkwêreld nie verstaan nie. Die kerkwêreld verstaan dit glad nie, want in die kerkwêreld en ek veralgemeen nou, is dit baie keer, maar God het daai ou verlaat. Kyk hoe gaan dit met hom. Dis die Here se hand is weg. Dan wil ek uitroep, iewers het jy vasgevang geraak in 'n Ou Testamentiese denkpatroon. Jy verstaan nie God se genade nie, want sy genade aan sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Nooit beteken nooit. Niks. Daar's niks wat my kan skei van die liefde van God nie. Daar's niks wat tussen my kan uitgaan nie. Hy sê, ek is by jou. Luister wat skryf die profeet Jesaja in Jesaja 43. Hy sê, wanneer jy deur die diep water gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur die riviere gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur die vuur stap, sal dit jou nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek is dankbaar dat God altyd by my is. En ek weet nie vanmôre wat is jou diep water nie. Ek weet nie vanmôre wat is die vuur wat jy letterlik aan jou lyf miskien vanmôre voel nie of beleef nie of sien nie. Ek weet nie wat dit is nie. Hier's van julle wat dit sal praat, van julle wat dit op Facebook sal sê, maar hier's ander van julle wat jy loop met hierdie enorme ding hier binne in jou hart en daar was vlamme gewees. Hier's waarna ek vashou, en waarna jy vashou. God is en was nog altyd by my. Dit is die bottom line van my vertrekpunt in my verhouding met God. God is en was nog altyd by my. Weet jy wat is die amazing deel van dit? Is die goedheid van die Here. Sy hart. Vanmôre sê jy ek is in die vlamme, dan sê vir jou, ek sit my arms om jou. Jy gaan terugkyk en sien jy was nie alleen in die vuur nie, dis ek wat jou deurgedra het. Dis die Here wat gemaak het dat ek en jy vanmôre hier by mekaar kan wees en sê, blye versekering, die Here is myne. Maar iewers moet die lied in ons harte nog meer verander van blye versekering af na ek trust God se hart. I trust the goodness of God. Elmy kom staan nader. I trust the goodness of God. Ek vertrou die goedheid van God in my lewe en ek terwyl sy jou vanmôre bedien met hierdie sang, sluit jou oë. Maak oop jou hart dat die Heilige Gees self hierdie woorde in jou hart kom grendel en vasmaak. I trust the goodness of God. I love you, Lord.
never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, before I lay my head down, Lord, I will sing of the goodness of God. And so my life you have been faithful. And so my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. I love your voice, and you have led me through the fire. When darkness comes, you were close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running down, it's running over me. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give my everything. Your goodness running on, it's running after me. Oh, your goodness running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give my everything. Your goodness running after, it's running after me. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. Yeah. Ooh. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Die amazing deel van die goedheid van die Here is dat hy vat al hierdie goed wat veronderstel was om jou te vernietig, die vuur wat veronderstel was om jou te brand, die storm wat veronderstel was om jou te sink, die teleurstelling wat veronderstel was om jou hart vir altyd te breek. Hy vat al daai goed en hy begin dit te gebruik en hy sê, weet jy wat, die vyand het dit aan jou gedoen, maar ek gaan dit gebruik om jou te vorm.
Ek gaan dit gebruik om jou te vorm. So in die 4de plek is ek dankbaar dat God my vorm. Ek is dankbaar dat God my nie in daardie storm en daai teleurstelling los en sê, dit het jou gemaak, dit het jou identiteit bepaal, dis waar ek jou los nie. Hy kom nie, nee. God kom en sê, ek stap binne in daai goed in met my goedheid, met my goeie hart. En ek laat jy bewus raak van my liefde en binne in daai bewus word van God se liefde kom hy en hy sê, ek gaan dit gebruik om jou te vorm. Hy kan jou nie vorm as jy bitterheid en agterdog en haat jou blyplek gemaak het nie. Hy kan jou nie vorm as jy bitterheid, haat en agterdog die gang van jou lewe gemaak het en sy goedheid miskyk nie. God wil jou vorm. En ek wil vanmôre dit vir jou uitroep, kategories uitroep en vir jou sê, alles wat ons deurgaan, kan God gebruik en dit gaan nie 'n skade-effek op my lewe en nie die dood van iemand nie die verlies van inkomste nie die egskeiding nie die werk verloor nie die baba wat dood is nie, geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of toekomende dinge kan ons skei van sy liefde nie. Ons kan toelaat en vertrou dat die Heilige Gees die effek van swaar omvorm na die goedheid van God se hart vir ons. Ons kan hom daarvoor vertrou. God is aan die werk binne in my. Ons wil baie keer hê God moet iets doen soos 'n fietjie staf van buite af, maar in al hierdie goed wat ons deurgaan en ek het nie vanmôre tyd om by elke vers stil te staan nie. Paulus sê al gaan ek deur hierdie goed, dan vertrou ek nog steeds op die Here en binne in dit alles, dan kom God en hy's aan die werk. Nou hier's die geheim. Filippense 2:13 sê, dis God wat julle gewillig maak om te doen waarvan hy hou en hy gee jou ook die vermoë om dit te kan doen. God kom en hy vat hierdie goed en hy maak jou gewillig om positief uit dit uit te respond. God kom en hy sê, luister, jy haak vas en niks condemnation nie, in liefde kom ek en hy het my getroue liefde, omdat ek getrou aan jou is en getrou is aan die plan wat ek vir jou het, kom ek vanmôre en ek werk binne in jou deur my gees. En my gees kom vanmôre, sê die Here, en ek praat met jou en ek wil jou vorm en jou omvorm en ek wil daai bitterheid vat en ek wil dit vanmôre verander in vertroue en in liefde. Ek wil vanmôre kom en ek wil daai teleurstelling vat en jou 'n standvastige man of vrou in die koninkryk maak. God wil binne in jou werk. Paulus kom en hy beskryf dit in die woord van God. Hierdie is nie net 'n fairy tale stukkie wat Dani met jou deel nie. In Romeine 5 kom Paulus dat sê, dis egter nie al nie. Hy sê, dis nie die laaste sê nie. Ons jubel selfs in ons swaar kry. Want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Ek wil met die livestreamers praat en van julle is ver en aanbid uit Namibië in ons gemeente en Van der Byl is aan die gang. Welkom aan Van der Byl wat vanmôre saam met ons eerste groep is wat my volg en ons het mense wat ver kom, maar van ons mense en ons eie mense het iewers seer gekry en jy het uit die bus uitgeklim en jy het gesê ek kan nie meer nie. Ek wil jou challenge om net weer op te staan en toe te laat dat jy volharding sal leer. Ek wil jou challenge om op te staan en sê, omdat God in my werk is, hy wat my help, dis nie in my eie krag nie, gaan ek opstaan, waar ek ook al nou in my lewe is, ek gaan opstaan, en ek gaan God vertrou, want die swaar kry leer my om te volhard. I will keep on keeping on. Ek kry mense, en ek weet, dis in liefde, mense wat nou vir my sê, jy moet nou ophou, jy moet dit, nee, is God wat in my werk om te wil, en is God wat my sal krag gee, en God wat my sal, is ek verantwoordelik? Natuurlik. Ek weet, ek kan my hare miskien nie lekker nie, maar ek is verantwoordelik. Maar ek vertrou God. Die werk wat hy begin het klaar te maak. Hy sê op sy beurt kweek volharding, want onthou nou, swaar kry bring volharding, en dan kom volharding, en dit
kweek betroubaarheid van karakter. Party mense wil nie volhard nie en daarom kan hulle nie betroubaar wees nie. Jy sien, die een ding lei tot die ander, volharding. As jy leer om vas te byt, om God te vertrou, om elke keer op te staan, om net aan te hou loop, just keep walking, dis my slogan in my lewe. Dan kom daar 'n ding wat inskop in jou lewe en dit kweek betroubaarheid en dit maak dat jy nie gaan kwit nie. Dit maak dat jy nie net gaan uitloop nie. Dit maak dat die goed jou nie net altyd flasted los en jou een kant los nie. En dan kom betroubaarheid van karakter en dit versterk jou toekomsverwagting. Hierdie is belangrik. Jy het vasgebyt. Vasbyt het jou geleer om altyd to pitch up. En daai pitch up kom en sê, weet jy wat? Ek gaan okay wees, die Here is by my in alles. Elke tree, elke dag. Elke tree, elke dag. Jy moet vanmôre verstaan, iewers moet daar iets van ons kant af kom wat sê, ek gaan net volhard, ek gaan net vasbyt. I'm just gonna hang in there. Party dae is dit letterlik, jy staan net op en jy trek aan omdat jy opstaan en aantrek. But I want to challenge you to show up, not only to dress up. Show up in life, show up in the storm, show up. Staan net op en vertrou die Here want hy kom en dan kry jy hierdie toekomsverwagting. Weet jy wat, ek gaan okay wees want die Here het my al deur soveel moeilike tye gedra. Ek gaan okay wees want die Here is nou by my en al gaan ek deur 'n swaar tyd in my liggaam of 'n swaar tyd in my lewe of 'n swaar tyd in my werk of 'n swaar tyd in my besigheid of 'n swaar tyd in my huwelik, die Here is by my. En sy goedheid is committed aan my. En dan het ek hierdie verwagting. Hierdie toekomsverwagting, hoor nou wat skryf Paulus in die volgende vers, sal ons nie teleurstel nie. Hoekom? Want ons weet hoe lief God ons het. Dit is iets wat ek in jou hart wil indring en wat ek baie dae wonder of ek slaag as pastoor hier by Gracia, want dis iets wat ek jou probeer leer in die afgelope 10 jaar, is God is committed in liefde aan jou. Vanmôre is jy nie sommer net 'n seun of 'n dogter van die Allerhoogste God nie, dit is wonderlik om dit te hoor, maar vanmôre moet jy hoor, ek is 'n geliefde van die Here. Ek is sy beminde en hy is ten volle committed aan my en hy gaan my nie los nie and his goodness will be rushing over me. Ek dink hier kom die kern. Hy het mos sy liefde in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy ons gegee het. Ons moet weer bewus word van God se liefde vir ons. Vanmôre moet jy die liefdesverklaring hoor, al het jy net hiervoor gekom of hiervoor ingeskakel, is hierdie die woord wat jy mee moet huis toe gaan, is God is lief vir my, ek is sy beminde. Sê maar Dani, hier's 40 jaar swaar kry agter die rug. Ek wil vir jou vanmôre challenge, God wil dit vat en hy wil jou begin vorm en in daai vorming gaan jou denke verander en jy kan weer op 'n hoë ouderdom jou toekomsverwagting terugkry. Jy kan deur 'n intensiewe egskeiding gegaan het of deur 'n intensiewe verlies van besigheid, van geld, van bates gegaan het. God is in staat vanmôre om vanmôre dit te herstel in jou hart en jou denke en om vanmôre deur sy Gees weer 'n toekomsverwagting in jou hart gebore te laat vind. Dis sy commitment aan ons in hierdie lewe. Hierdie vorming doen sekere goed aan ons. Hierdie vorming kom en bring amper soos 'n trofee in jou lewe en sê vir jou, jy weet, God kom en hy vat hierdie negatiewe goed, dan bring hy hierdie trofee in en die eerste een is, hierdie vorming maak my sterk. Dit maak my sterk. As die vyand slaan, dan staan ek op, sterker as wat ek geval het. Dis my verwagting van die Here. Die tweede een is, hierdie vorming gee my perspektief oor die lewe, want
Ons is so kortsigtig dat die lewe net om ons draai en I, myself and me en my goed en my gemaksones en as ek my staf verloor, nou is ek kwaad vir die Here of as ek nou buite my comfort zone geskuif is deur gebeure, is ek kwaad vir die Here. Ons is, weet jy wat, hierdie vorming gee perspektief oor die lewe. Kan ek vanmôre na gelang van my storie die laaste 2 weke vir jou sê die lewe is kort. Die lewe is kort. Dis tyd dat jy sal opstaan en voluit sal lewe en God sal vertrou. Los jou nikke man. Los jou wip. Ek het dit nou mooi gesê, nee. Ek sien van julle. Los dit. Kom uit dit uit, vra God om jou te omvorm en dan kom hy en hy gee vir jou nuwe perspektief in die lewe en dan help hy jou in die derde plek om te fokus op die regte goed. Hy kom en hy bring hierdie wonderlike perspektief in jou denke en jy begin anders na die lewe te kyk en ek het hierdie hoop op afhandeling. Ek het hierdie hoop dat God sal klaarmaak in my lewe wat hy begin het. Ek het hierdie hoop. My laaste punt. Ek is dankbaar dit eindig nie hier nie. En dis 'n verwagting wat ek en jy as gelowiges het wat die ou daar buite nie het nie, want vir hulle eindig dit hier. En as jy dit nou nie meer gemaak het nie en jy het jou laaste asempie uitgeblaas, is dit klaar. Ek wil vanmôre vir jou sê ek is dankbaar dit eindig nie hier nie. It's not over yet. Hoor vanmôre, hier's mense wat dit moet hoor, jy moet dit emosioneel hoor, jy moet dit emosioneel hoor, jy moet dit in jou gees hoor, jy moet dit in jou liggaam hoor, jy moet vanmôre hoor, dit is nie klaar nie. Maak nie saak wat mense oor jou gesê het nie, maak nie saak wat jou eksman of eksvrou oor jou gesê het nie, dit maak nie saak wat die kerkwêreld oor jou gesê het nie, dit maak nie saak wat jou pa van geboorte af vir jou sê nie, it's not over yet. En nooit is dit verby as een faset van jou lewe verby is nie. Dis nooit verby as een faset van jou lewe verby is nie. Hou op om te glo dat as een ding in jou wêreld in mekaar gesak het en getuimel het, dat dit is nou die vonnis of die uitspraak, nou is dit verby. Nee, een faset bepaal nie jou waarde nie, die goedheid van God bepaal jou waarde. Amen. Ek sien van die gereformeerdes begin daarom nou al saamstem. Dit gaan goed vanmôre. Luister na Jesus se woorde. Johannes 14. Hy sê moenie ontsteld wees nie. Kan ek maar 'n bietjie woorde bysit, my kind, my geliefde? Moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om God te vertrou en vertrou ook ten volle op my. In die huis van my Vader is daar somme baie kamers. As dit nie so was nie, hoor nou hoe committed is Jesus aan sy hart vir jou. Hy sê as dit nie so was nie, sou ek dit aan jou gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak en as ek gegaan het vir julle plek ingerig het, kom ek terug en ek sal julle na my toe neem sodat julle ook kan weet waar ek is. Julle weet mos waarheen ek gaan. En julle weet hoe om daar te kom. Ek het hierdie stukkie oor en oor gelees. En terwyl ek hom oor en oor lees, het hy iets in my hart gebore geword van, Jesus praat van, ek het gegaan om vir julle huis voor te berei. Huis praat van familie. Huis praat van, hy het 'n plek vir ons, dit praat van sekuriteit, van jy's nie uitgelewer nie, jy's nie op die grond nie, jy gaan nie hier bly nie, ek gaan jou nie los nie. Hy praat van familie, dit praat van ek is by jou. Dis tyd dat ek en jy in dankbaarheid sal opstaan in die donker tye en sal aanhou stap en sal weet God se genade is oor my lewe.
Hy's committed aan die storie van my lewe. Hy gaan my nie los in my storie nie. Hy los my nie een oomblik alleen nie. Ek is nooit, nie een oomblik is ek alleen nie. Hy kom en hy vorm my en hy stap saam met my en hy het 'n ewige woning vir my. Of dit in die nuwe hemel, nuwe aarde is, maak nie saak nie. Ek het 'n huis wat vir my voorberei is. As ek my asem hier uitblaas, dis wat my en jou onderskei van die dier. Ons is ewigheidswesens. It does not end here. Dis goeie nuus. Matteus 25:34, daarop sal die koning vir die aan sy regterhand sê, kom julle, want my Vader het julle geseën, kom ontvang julle erfenis. Hoor nou, die koninkryk wat my Vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed hou. Kan jy orkes vorentoe kom? Dit verander jou lied. Dit verander jou lied. Ek wil weer sê, dit verander jou lied. Dit maak dat jy 'n blye versekering het, 'n ding hier binne in jou het wat jou vashou en dit maak dat jy sterk deur die lewe gaan en al lyk dit donker om jou, kom God en hy's jou anker, hy's jou lied, hy's die ene wat jou vashou vir môre, hy's die een wat jou omvou vanoggend. Hy omvou jou vanoggend. En hy's getrou. God is getrou. Ek weet regtig nie wat was jou rivier of jou storm of jou vuur. Wil almal nie net vir 'n oomblik hulle oë sluit. Ek wil graag vir jou bid. Miskien het jy hier ingestap of jy het ingeskakel vandag op TV en jy sê, "Jo, dis rof." Sê wil ek met vir jou bid. Steek net vinnig jou hand op en laat sak weer. Ek wil graag vir jou bid. Vader, dankie dat U elke hand en elke hart hierdie oomblik sien. Dankie dat U deur die Gees inkom en die klaaglied in ons harte vat en vanmôre ons perspektief so verander dat dit 'n vreugde en 'n dankielied word dat U by ons is. Hierdie amazing bewustheid dat dis nie oor nie. Die goedheid van die Here gaan my deurdra. Ek bid vir hulle wat binne in die middel van 'n storm nou vasgevang is, dat U 'n bonatuurlike kalmte en 'n vreugde en 'n vrede sal uitroep in harte en in lewens en in denke en in situasies. En dat die perspektief sal bring van hoe die pad buite toe gaan wees. Dankie vir die versekering, ons is nie alleen nie. Dankie vir U Gees wat altyd getrou is. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long.
Ek wil jou vanmôre seën met 'n sekere wete dat God se genade oor jou lewe is. Ek wil jou vanmôre seën met 'n bewustheid van sy kommitment aan sy storie in jou lewe. Dat jy nie vir een oomblik daaroor sal twyfel en sal vra nie, maar hierdie innerlike weet en bewustheid sal hê, God is by my. Hy dra my deur. Ek wil jou seën met 'n bewustheid van sy gees wat besig is om jou denke te omvorm, om dit te verander oor die verlies, dat dit sal omdraai in 'n vreugdeslied in jou hart en in jou lewe. Ek wil jou seën met 'n innerlike sterkte, dat jy sal kan opstaan en sê die Here is by my. Ek is 'n dapper held, omdat sy krag binne my is. Mag die genade van God en sy liefde jou omvou. En mag jy weet, ek is 'n geseënde van die Here. Hy is committed aan my. Amen.